Goeiedag geliefdes, dit is vir my wonderlik om weer saam met u rondom die woord van die Here te wees. Ons is by Romeine die eerste hoofstuk, en ons het laas met mekaar gedoen verse 18 tot 20. Ek wil net weer vir herinner dat die kernverse van die boek van Romeine is Romeine 1 verse 16 en 17, waar die apostel Paulus gesê het, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Toe het ons met mekaar hanteer daardie woorde van vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat hulle wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af duidelik in sy werke verstaan en verduidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat ons geen verskuldiging voor hom het nie. Geliefdes, ons het gepraat oor die terme, die toorn van God word openbaar oor mense wat God nie in erkentenis hou nie. En toe het ons aan mekaar gesê, wat in goddeloosheid die waarheid, die geregtigheid onderdruk, en wat die waarheid van God een kant toe skuif en hulle self nie daar onderwerp nie. Die apostel Paulus sê dan vir ons verder, hierdie krag en die grootheid en die heerlikheid van God word in die natuur aan ons geopenbaar. Dit kan geken word, want God het dit aan ons openbaar. Want sy onsigbare werke kan van die skepping van die wêreld af duidelik in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat ons geen verontskuldiging het nie. Hierdie is geweldige groot woorde. Ongeag wie jy is, as jy net na die skepping om jou kyk, dan besef jy dat daar iemand is wat geskep het en wat gemaak het. Daar is 'n skepper. Alles het nie toevallig ontstaan nie. God het dit gemaak en God het dit gedoen soos hy wil. Daarom kry ons die skepingsgeskiedenis in Genesis, hoe die God elke dag iets nuuts geskep het om die aarde in sy volkomenheid te bring, en uiteindelik die 7de dag aangekondig het gesê, nadat God al sy werke voltooi het, het hy 'n dag van rus ingestel. En hy het 'n bevel vir sy volk gegee, dat die een dag in die week behoort aan die Here, dan mag jy nie met jou natuurlike en jou normale werke aangaan nie, maar is 'n dag wat afgesonder is vir die Here, hoofsaaklik om hom te aanbid. Wanneer ek en jy na die natuur kyk, dan moet ons duidelik sê, en dis vir my die baie mooi woorde, dit kan duidelik uit die skepping gesien, en duidelik in die skepping ervaar word. Ag, kyk net na die blommepragt, dan dink jy net aan daardie saadjie wat jy saai, 'n enkele kleine ou saadjie wat jy in die grond gooi. Binne daardie saadjie is daar nie alleen lewe nie, maar is daar kleur, is daar struktuur, is daar in daardie saadjie 'n ongelooflike groot werklikheid van die natuur ingeplant. En die een verander nie van die ander nie. As jy 'n lelie geplant het, is dit 'n lelie. So die een blom na die ander, en jy kyk na die veelheid van die kleure wat in saadjies vasgevat is, wat jy in jou bedding strooi, en die blom wat jy beplant het, groei daar. Ag, ek was hierdie afgelope tyd bietjie in die Bosveld, en toe het ek my verstom net weer aan die mooi klein vleevangertjie. Daardie ongelooflike voeltjie met sy groen en sy geel klerke.
Ja, die rooibors Laksman, wat sommer hier in die boom langs my kom sit, en doen ek weer daaraan. 'n Saadjie wat geplant word tussen die mannetjie en die wyfie. Daar word 'n eiertjie gevorm. Uit daardie eiertjie kom daar 'n voeltjie uit, met hierdie veelkleurige vlerke, wat in sy pragt gesien kan word en herken kan word. Wie het dit gemaak? Wie het in daardie enkele saadjie hierdie veelvuldige kleure en hierdie veelvuldige mooiheid geplaas? Elke een wat uit daardie saadjie, van daardie voël gebore word, lyk soos die ander ene. Kyk net rond, dan sal jy ontsettend bewus word van die krag van God, wat alles in stand hou. So kan ons na die mens toe gaan. Daar word vir my gesê, ek het dit nie wetenskaplik nagevors nie, maar in die oog van 'n mens is daar 1 miljoen senuweepunte wat na mekaar toe groei. En elkeen van hierdie punte moet sy presiese maatjie aan die ander kant vind. En wanneer hierdie miljoen punte net in die oog van 'n mens mekaar vind, dan is daar sig. As daardie puntjies mekaar nie vind nie, is daar nie gesig nie. Die ongelooflikheid van God se skepping. As jy net daarna kyk, dan moet jy in aanbidding neerval en sê, daar is 'n God. Daar is die Allerhoogste wat alles beheer. En hoe mooi dat dit gesê. Kyk na die lelies van die veld in hulle pragt. Wie het hulle gemaak? God. Kyk na die mossies daar buite in die veld en die voëlrykheid van die voëlwêreld. Wie het hulle gemaak? God. Daarom dat ek en jy altyd in ons lewe God moet eerbiedig en God moet ken en God die plek moet gee wat hom toekom. Geliefdes, as ons dink aan die skepping van God, as ons dink aan die werke wat God op aarde doen, as ons dink aan die veelheid van die diererykdom, ons kan maar uitbrei en uitbrei en uitbrei, sodat hy die uitspraak maak, hulle het geen verontskuldiging as hulle God nie raak sien nie. Dan wonder ek net myself, as hy dit vir ons sê, wat is die mens se verantwoordelikheid as hy net na die skepping van God kyk en net wil erken dat daar is 'n hoër hand wat vir alles sorg. Geliefdes, kom ek vra net vir jou en my, wie sorg elke dag vir jou? Wie gee elke dag vir jou lewe? Wie gee vir jou gesondheid? Wie gee vir jou voorspoed? Geliefdes, dit is dinge wat ek en jy maar normaal kan aanvaar, moet maar so wees nie. Dis God wat elke dag sy hand oopmaak, sodat Psalm 104 sê, U maak U hand oop en die volke word gevoed. U maak U hand toe en hulle vergaan maar net. Kan ons nie die goedheid en die genade en die sorg van God net raak sien nie? Die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor mense wat God nie in erkentenis doen nie en bring nie, wat die heerlikheid van God nie sien en God nie dank vir sy goedheid en genade nie. Een van die dinge wat geweldig ontbreek, ook in die Christene se lewe, is danksegging en aanbidding van die Allerhoogste God. Ons vra hom voortdurend vir beskerming, maar ons aanbid hom nie vir wie hy is nie. Ek het al vir die telke male gesê, ek wil jou weer uitdaag. Gaan sit net 'n oomblik en skryf op 'n stukkie papier, wie is God? Laat die Heilige Gees en jou denke net vir jou sê, wie is God? En alles wat jy weet van God, skryf dit neer. En dan vat jy 'n ander stukkie papier en jy sê, wat doen God? Hoe sorg God? Wat is die handelinge van God? En dan vat jy daardie 2 stukkies papier in jou stilte tyd en jy gaan aanbid God vir wie hy is. Die genadige, barmhartige God, groot van goedertierenheid en trou, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. God is liefde, God is lig, God is heilig. So kan jy maar aangaan en dan begin jy God net aanbid vir wie hy is.
Dan anderzijds vat jy daardie stukkie papier en jy loof en jy aanbid die Here vir wat hy elke dag vir jou gee. Dat God weer die aanbidding van ons as kinders van die Here kan hê en weer die eer kan kry wat hom toekom. Ag geliefde, dit is so telke male in die Bybel gesê, dat die volk van God eer God nie vir wie hy is nie. Die volk van God lewe in dankbaarheid teenoor wat God vir hulle doen nie. Daar in Maleagi 1 sê hy, as ek dan God is, waar is die vrees wat my toekom? As ek dan Vader is, waar is die dankbaarheid en die eer wat my toekom? Ons noem hom my God, maar ons aanbid hom nie vir wie hy is nie. En geliefdes, daar is 'n ou teksgedeeltjie wat ek vanmôre gelees het in die woord van die Here daar in Deuteronomium. Omdat hulle God nie met lof en eer en aanbidding in hulle harte dien nie, is God nie gelukkig nie. Is God nie tevrede nie, want God word nie in erkentenis gebring nie. Dit waaroor Romeine praat. Die onsigbare werke van God in sy skepping. Die verstaan hulle ken dit, hulle sien dit, maar hulle het geen verontskuldiging as hulle God nie aanbid nie. U moet asseblief, en dit is 'n baie moeilike hoofstuk. Dit is 'n hoofstuk wat seer en pyn, maar ook vreugde vir my gee. Gaan lees asseblief bietjie Deuteronomium 28. Maar ek wil vir u lees die 27ste hoofstuk wil ek net vir jou lees. Kom ek lees hier by 26ste hoofstuk. Vandag, ek het geen een van u gebooie oortree of vergeet nie. Ek het gedoen net soos u my beveel het. Hoor hier, vandag het jy die Here God laat verklaar, dat hy vir jou 'n God sal wees, en jy in sy weë sal wandel. En sy insettinge en sy gebooie, en sy verordeninge moet jy hou, en sy stem moet jy na luister. En die Here het jou vandag laat verklaar, dat hy vir jou 'n eiendom, dat jy vir hom 'n eiendom volk sal wees, soos jy beloof het, en dat jy al sy gebooie onderhou. En dat hy jou die hoogste sal stel bo al die nasies. En hy jou gemaak het tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad. En dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy beloof het. Dan gaan lees jy asseblief net die 28ste hoofstuk van Deuteronomium. Die seën van die Here, as jy in die weë van die Here wandel, voorspoed op alle terreine. Maar dan kry jy ook die aanspraak van God, as jy my dan vergeet. As jy dan vergeet wie ek is, as jy my gebooie dan nie eer nie, as ek dan nie meer God in jou lewe is nie, ook daar die geweldige tragiese woorde, wat u sien geliefdes, God wil aanbid word. God wil met jou 'n verhouding hê. God het aan jou genade bewys en daarom verwag hy van jou sekere leefwyse. Jesaja 5 sê, ek het 'n wingerd daar geplant. Ek het die beste wingerdstokke daarin gesit. Ek het 'n parskyp gebou, ek het die klippe uitgehaal. Ek het die beste wingerdstokke geplant en ek het verwag dat dit edele druiwe sal voortbring, maar dit het wilde druiwe geproduseer. Toe het ek die heining weggeneem. Ek het die parskyp stukkend geslaan en ek het dit woes gelaat, want die eer wat God toekom het hy nie gekry nie. Kom ek en jy wees net 'n oomblik bietjie stil voor die Here, om hom die eer te gee wat hom toekom, want ons het geen verontskuldiging as ons God nie raak sien en hom die eer gee wat hom toekom nie. Ek gaan volgende keer met u verder praat, van die 21ste vers af, dat ons verder gesels oor hierdie woord. Ek praat met u net uit my hart. Wat die Here vir my sê, deel ek met u. Ek het nie boeke kennis nageslaan nie. Ek kom sê vir een die boodskappe, ek kom sê vir een die bidure, wat ek uit die woord van God leer, en hoe ek met God moet wandel. En ek wil graag vir u net my hart deel, dat u saam met my eerbied en respek aan ons God sal bring. Praat volgende week met u verder, bid u die Here se rykste seën toe.
Goeiedag vir u en mag die Here vir u ryklik begenadig. Die Here seën vir u.